Goeiemôre almal. Vandag is dit die 9de Junie. Dit is die jaar 2026 se lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. Ons het 'n nuwe bladsy in ons lewensbladsy. Wat gaan ons hierdie dag daarin skryf? My naam is Sonja Gerwe. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor 'n herder. Nou, ons sien baie kere nou, dit was nooit voorheen so nie, maar nou is daar beeste en skape en bokke wat somme net hier langs die pad, jy loop en dan sien jy, hier is hierdie ou, dan dink jy net, jene, ek hoop nou net nie, jy besluit vandag draai jy hier voor my kar in nie, want dan het jy groot skade en die dier kan dan dood wees ook. Maar nietemin, wat is 'n herder? 'n Herder is iemand wat sy skape en sy beeste en sy vee oppas. Hy maak seker dat hulle is veilig. As daar 'n roofdier kom, dan verwilder hy hom of hy maak hom selfs dood, afhangende van hoe gevaarlik hierdie dier ook al mag wees. Nou, koning Dawid het ook besef dat hy is 'n herder van skape, maar daar's 'n groter herder wat hy aangeroep het. Psalm 23, die Here is my herder. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade week, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van my Here bly in lengte van dae. Wie anderste kan as 'n herder optree vir sy skape as die Here Jesus self? Esegiel 34, en ons lees hier vanaf verse 11. Want so sê die Here, kyk, hier is ek sal na my skape vra en vir hulle sorg. Soos 'n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg, en ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is op die dag van die wolke en donkerheid. En ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande en hulle bring in 'n land. En ek sal hulle laat wy op die berge van Israel, in die klowe en al die bewoonbare plekke van die land. Op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wy, en op die hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op 'n goeie plek en wy in geil weivelde op die berge van Israel. Ek self sal my skape oppas, ek self sal hulle laat lê. Rus, spreek die Here. Die wat verlore is, sal ek soek, en wat weggedryf is, sal ek terugbring, en wat gewond is, sal ek verbind, en die wat siek is, sal ek versterk, maar die vetes en die sterkes sal ek verdelg. Ek sal hulle oppas, dit is my reg, halleluja. Nou, wie wil nie so 'n herder in sy lewe hê nie? Johannes 10, ons lees hier vanaf vers 9. Die Here sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief het net gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê, halleluja. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape, maar die huurling, en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom, hy laat die skape staan en hy vlug, en die wolf vang hulle en hy jaag die skape uitmekaar, en die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe vir die skape af. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Is jy 'n skapie van die Here Jesus? Luister na sy stem. Hy roep jou vandag, volg my. Abba Vader, Here, U is so 'n wonderbare God. Here, baie dankie vir U woord. Dankie dat U ons herder is. Dankie dat ons na U stem kan luister, en dat U stem met ons praat op 'n gereelde basis. Here, ons moet net luister, ons moet ons ore instel, en ons oë oopmaak, sodat ons kan hoor en sien, as U met ons praat. Dankie Here vir U goedheid, U guns en U barmhartigheid. Seën ieder en elkeen in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam, halleluja, amen, amen.